Hallo vriende en hartlik welkom by vandag se broodbrokkie. Die lewe het 'n manier om ons soms in 'n hoek te druk. Dit voel dikwels of ons in 'n nougang vasgevang is, waar daar net benoudheid aan alle kante is. In sulke tye voel dit of die mure om ons toemaak en ons asemhaling vlak raak. Hoe wandel ons deur hierdie valleie sonder om in wanhoop te verval? Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Psalm 138 vers 7 wat soos volg lees: Al wandel ek te midde van benoudheid, U hou my lewe in stand. U steek U hand uit teen die woede van my vyande, U regterhand verlos my. Wanneer ons hierdie vers deur 'n grammatikale historiese lens beskou, moet ons onthou dat Dawid, die skrywer, nie hier van 'n abstrakte, ligte probleem praat nie. Die Hebreëse woord vir benoudheid hier verwys na 'n noue, beperkte ruimte, 'n plek waar jy vasgekeer is en nie links of regs kan beweeg nie. Dit is 'n gevoel van 'n persoon wie se vyande of omstandighede hom letterlik in 'n doodloopstraat vasgekeer het. Maar let op die kragtige kontras. Dawid sê nie, as ek uit die benoudheid uitkom nie, hy sê, al wandel ek te midde van die benoudheid. Hy erken die realiteit van sy moeilike omstandighede. Hy ontken nie die gevaar nie, maar hy vestig sy fokus op die teenwoordigheid van God binne in daardie benoudheid. Die regterhand van God was in die antieke kultuur 'n simbool van mag, gesag en direkte ingryping. Dawid is oortuig daarvan dat God se hand nie net ver weg in die hemel is nie, maar aktief uitgestrek is om sy lewe in stand te hou terwyl hy hier deur die vuur loop. Dit beteken dat God nie altyd die benoudheid onmiddellik verwyder nie, maar hy beloof om ons deur dit te dra. Hy is die anker te midde van die storm. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Jou benoudheid is nie jou eindbestemming nie, dit is bloot 'n plek waardeur jy wandel. God se hand is groter as enige krisis wat jy vandag in die gesig staar, en hy is aktief besig om jou deur die uitdaging heen te lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n God is wat naby is wanneer ons benoud is. Ons bely dat ons dikwels fokus op die noue gang van ons probleme en vergeet dat U die een is wat ons hand vashou. Here, vir elkeen wat vandag voel asof hulle vasgekeer is en nie weet watter kant toe nie, bid ons vir U goddelike versekering. Dankie dat U ons lewe in stand hou wanneer ons kragte opraak. Help ons om nie te fokus op die woede of die druk rondom ons nie, maar om ons oë op U regterhand van verlossing te rig. Mag ons vandag met nuwe moed wandel, wetende dat ons nooit alleen deur die benoudheid hoef te loop nie, want U is met ons. Ons plaas ons toekoms en ons probleme in U bekwame hande. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.